Ek groet u in die wonderlike naam van ons koning Jesus Christus, ons verlosser, ons zaligmaker op hierdie Vrydag, die 21 Augustus 2026. Ek is Jacques Pieters, hierdie is Brood vir die Siel, 0720202615. Jeremia 31 vers 27 tot en met 33. Kyk, daar kom daar, spreek die Here, dat ek die huis van Israel en die huis van Juda sal besaai met saad van mense en van diere. In ander woorde, dit gaan weer goed gaan. Nou, hierdie gedeelte van Jeremia is so min of meer 600 jaar voor Christus geskrywe. Nie die presiese tydperk nie, maar min of meer 600 jaar voor Christus. So, luister baie mooi na hierdie woorde en gaan lees dit. Jeremia 31 vers 27 tot 23. Ek gaan nou oorgaan ook na Hebreërs 8 toe, net hierna. So hierdie belofte kom dat daar nuwe dinge gaan gebeur in Israel en in Juda. En soos ek oor hulle wakker was om uit te ruk en om te gooi en te verwoes en te vernietig en skade aan te doen, so sal ek oor hulle wakker wees om te bou en te plant, spreek die Here. So al was Israel nou al vernietig, al het God hulle platgeslaan, hy het hulle gestraf, want hulle was ongehoorsaam, hulle het afgode gedien, hulle dinge gedoen wat hulle nie moes doen nie. Maar God sê, hy gaan dit weer opbou, hy gaan dit weer herstel. En so is ek en jy ook. Ons gaan deur dinge, omdat ons ongehoorsaam was, omdat ons dinge gedoen het wat nie reg was in die oë van die Here nie, maar so het hy ons nader getrek en hy het ons afgebreek, want hy het ons gestraf, hy het ons pak slaag gegee, maar dan bou hy ons op. Jy weet, wanneer die klei gevorm word, dan is dit moet eers deur 'n proses gaan. Wanneer die klei gaan haal word daar by die rivier, dan moet die stokkies en die klippies eers uitgehaal word, dit moet skoon gemaak word. En dan moet dit deur die proses gaan van die reiniging, en tot dit nou mooi skoon is, en net die regte hoeveelheid water in het, dan word dit gevorm op die kleiplaat, en dan word dit gedraai, en dit word tot niet gemaak. Dit word van iets gemaak van niks, tot iets wat gebruik kan word. En so is ek en jy, so is ons lewe. Ons was, voordat ons God geken het, voordat ons in sy ordeninge of sy bevele beginne beweeg het, was ons ook soos daai klei wat vol klippies en stokkies was en blaartjies en allerlei dingetjies, en God het ons skoon gemaak en ons is deur die proses, en dan begin hy ons vorm. En ons moet daai vorm kan aanvaar. Ons moet aanvaar dat hy ons deur daai proses vat. Luister wat sê verder, in die dae sal hulle nie meer sê nie, die vaders het groen druiwe geëet, en die tande van die kinders het stomp geword, maar elkeen sal weens sy eie ongeregtigheid sterwe, want jy sien, daai dae was dit gewees, die kinders was ook gestraf vir dit wat die vaders gedoen het. Kyk na Israel, toe hulle 40 jaar in die woestyn was. 40 jaar is 'n baie lang tyd. Selfs die kinders van die mense wat net daar ingekom het, moes deur die woestyn gaan, as gevolg van die handelinge van hulle vaders en moeders. Maar nou sê die woord dat, as die vaders die druiwe geëet het, gaan die kinders nie hulle tande laat stomp raak daaroor nie. Want jy sien, elkeen sy tande word stomp oor die groen druiwe wat hy self weet. Dit wat jy doen in jou lewe, jy word gestraf daarvoor. So in hierdie dae, ons kan weet mos toe Jona ook na Nineve toe gegaan het, God wou die hele volk straf. So, die straf het gekom oor volke, en dit gebeur nog steeds vandag, maar ons elkeen gaan ook vergeld vir ons eie dinge. Maar elkeen sal weens sy eie ongeregtigheid sterwe, elke mens wat die groen druiwe eet, sy tande sal stomp word. Kyk, daar kom daar, spreek die Here, dat ek met die huis van Israel en die huis van Juda 'n nuwe verbond sal sluit. Nie soos die verbond wat ek met hulle vaders gesluit het nie. Toe ek hulle hand gegryp het, om hulle uit Egipte land uit te lei, my verbond wat hulle verbreek het. Alhoewel ek gebieder oor hulle was, spreek die Here.
Maar dit is die verbond wat ek na die dae met die huis van Israel sal sluit, spreek die Here. Ek gee my wet in hulle binneste en skrywe dit op hulle hart, en ek sal vir hulle 'n God wees, en hulle sal vir my 'n volk wees. En wat beteken dit nou regtig? Dit beteken dat ons het die kans gekry om elkeen self te kies om God lief te hê, sodat ons sy woord gaan ondersoek en dit wat hy van ons verwag op ons harte gaan skryf, en 'n begeerte hê om dit te doen wat hy wil hê ons moet doen, en nie ons eie begeertes na te jaag nie, omdat ons hom lief het, omdat hy, Christus Jesus, vir ons sondes gesterf het aan die kruis, dat hy gesuffer het vir ons. Dis hoekom ons hom lief het, want ons weet dat hy is ons God, hy is ons verlosser, hy is ons saligmaker, en hy is ons bruidegom. En wanneer 'n mens in 'n verhouding is om te trou, dan plaas jy jou huweliksmaat eerste. Jy wil jou huweliksmaat tevrede stel. Jy wil jou huweliksmaat opgewonde maak om jou te kan sien. En dit is wat die Here van ons verwag. Om die woord te lees, om hom te leer ken. Want dit is wat mense doen in 'n huwelik, wat begin, hulle leer mekaar ken. Hulle het 'n aangetrokkenheid tot mekaar. En hulle wil mekaar tevrede stel. Hulle wil mekaar eer. Hulle wil mekaar stig. Hulle wil mekaar bou. Hulle wil mekaar bystaan in alles. Dit is wat die Here van ons verwag. Luister wat sê Hebreërs 8, vers 8 en 9. Want hy berispe hulle en sê, kyk, daar kom dae, spreek die Here, dat ek met die huis van Israel en die huis van Juda 'n nuwe verbond tot stand sal bring. Nie volgens die verbond wat ek met hulle vaders gemaak het op die dag toe ek hulle aan die hand geneem het om hulle uit Egipte land uit te lei nie, want hulle het nie gebly by my verbond nie en ek het hulle veronagsaam, spreek die Here. Vers 10 sê, want dit is die verbond wat ek na die dae sal sluit met die huis van Israel, spreek die Here. Ek sal my wette in hulle verstand gee en dit op hulle harte skrywe. En ek sal vir hulle 'n God wees en hulle sal vir my 'n volk wees. En hierdie nuwe verbond is Jesus Christus. Hierdie nuwe verbond is omdat Christus ons middelaar is. Onthou, toe hy daar gesit het met sy 12 disippels, 11 na die rukkie, het hy die brood en die wyn geneem en hy het gesê, dit is my liggaam, toe hy die brood breek, neem, eet, en dit is die woord van God, want Jesus is die woord, hy het gekom as die woord. Johannes 1 sê, die woord het vlees geword. Johannes 1 vers 14 sê, die woord het vlees geword. En toe hy die wyn neem, toe sê hy, dit is die Nuwe Testament, dit is my nuwe verbond. Met ander woorde, ons moet luister, ons moet die Heilige Gees inneem, ons moet wedergebore word, sodat die Heilige Gees in ons kan woon. Want as jy Hebreërs 8 lees, dan besef jy wat dit is. Vers 2 van 8 sê, 'n bedienaar van die heilige dinge en van die ware tabernakel van die Here opgerig het en nie 'n mens nie. Want elke hoëpriester word aangestel om gawes en offers te bring, daarom moes hy ook iets hê om te offer, Jesus. Want as hy op aarde was, sou hy selfs geen priester wees nie, omdat daar priesters is wat volgens die wet gawes offer. Hulle wat 'n afbeeldsel en skaduwee van die hemelse dinge bedien, soos Moses 'n goddelike bevel ontvang het, toe hy die tabernakel sou voltooi, want hy het gesê, kyk, dat jy alles maak volgens die voorbeeld wat jou op die berg getoon is, maar nou het hy 'n voortreffeliker bediening verkry, vir sover hy ook middelaar is van 'n beter verbond, wat op beter beloftes wettelik gegrond is. Jesus Christus, so ons verbond is om sy woord te gehoorsaam. Kom ons bid saam. Hemelse Vader, dankie Here, dat ons Christus gekry het, wat aan die kruis gesterf het vir ons en vir ons sondes tot vergifnis laat kom, en laat ons weergebore kan word. Dankie dat hy die dood oorwin het, dat hy opgestaan het, en dat ons vandag kan sê, ons is kinders van God, ons is kinders van Abraham. Ons dankie daarvoor, in Jesus naam. Amen. Onthou, lees self jou Bybel, moenie toelaat dat die wêreld jou mislei nie. Groete.